En ons het nie nodig om soos laas Sondag in die donker te sit nie. Goeiemôre. Dis lang naweek, maar ons is hier. En jy gaan dalk vir iemand anders sê, die kerk was so leeg. Kerk is nie leeg nie. Ons werk met wat ons het. Ek stap sekere paaie met gemeentelede op hierdie stadium. En dan besef ons maar as uitdagings groot is. En dan besef ek net, wat het Moses vir die Here gevra, toe hy by die water gestaan het, die Rooi See? Wat nou, Here? Ek sien nie sy presiese woorde nie, maar ek en jy staan ook op 'n plek vir baie keer. Nou wat nou? En dan sê die Here vir hom, gebruik wat jy in jou hand het. Moses het 'n staf. Jy het iets anders in jou hand. Werk daarmee. Ek het vanoggend vir jou 'n boodskap, nie van my af nie, van die Here. En ek hoop jy ontmoet hom vanoggend, want vanoggend wil ek met jou praat oor sy stem en om God te hoor. En dit is 'n groot uitdaging. Maar kom ons begin by ons inleiding. Ja, ek het julle al gegroet, né? Ja, ek het, nie vergeet daarvan nie. Ek raak partykeer so opgewonde by die Bybelstudies, dan bid ek nie eens in die begin nie, dan trek ek weg, want jy moet nou weet hier, na die 4 op 'n dag, dan het ek nou al heel wat gebede gedoen, en ek is lief om met die Here te praat, maar dan trek ek weg, want dan gaan ek, en dan sal iemand vir my vra, nou wanneer bid ons? So, ek is bietjie sleg met meet and greet, maar kom ons kyk hoe gaan dit vanoggend. Ek wil begin praat oor gehoor. Dit is nogal 'n uitdaging vir baie mense. Hoekom hoor mens baie keer nie? Wel, die eerste ene, die algemeenste ene, hoekom iemand nie kan hoor nie, hulle is letterlik doof. Dis ongelukkig, party mense wat daar deurgaan. Daar's mense wat sukkel met gehoor omdat daar iets fout is. Gelukkig het ons so baie moderne tegnologie, daar's iets om ons te help. Daar's tegnologie wat gehoorapparate is, en dit kan jou help met jou gehoorverlies. En ons is dankbaar daarvoor. 'n ander rede hoekom ek en jy nie iets kan hoor nie, is dis nie duidelik genoeg nie. Ek kan nie mooi hoor wat gesê word nie, want dit is te sag. Ek sien dadelik op julle gesigte. As jy sit met 'n auditorium vol studente en hulle lawaai verskriklik, dan begin jy met die les, en dan praat jy net saggies. En stadig maar seker, dan word dit stiller en stiller. En uiteindelik kan jy die les aanbied. Maar as jy nie mooi kan hoor nie, is dit omdat iets te sag is. 'n ander rede hoekom jy nie kan hoor nie, is omdat daar geraas is. Geraas is 'n groot probleem waarmee ons sit. Geraas is die ding wat baie keer maak as jy in die aand jou kop op jou kussing sit, dan hoor jy nog steeds 'n geraas. Die laaste rede hoekom mense nie kan hoor nie, is omdat hulle nie wil hoor nie. Nou ek weet, mans en vrouens sit langs mekaar. Ek sit nie langs my vrou nie, maar dit gebeur in huwelike, dat mans en vrouens vir mekaar goeie sê, en dan sê hulle na die tyd vir mekaar, ek het niks gehoor nie. Ek het nie gehoor van so iets nie. Jy het my nie gesê nie. Maar dan weet jy partykeer die ander party wil net nie hoor nie. Maar dis keuses in wat ek en jy maak. En dieselfde geld vir die Here. Ek en jy praat vanoggend oor God se stem, en dit gaan oor of ek en jy hom wil hoor. Want nie almal wat God se stem hoor, aanvaar dit nie. Ek wil graag vir jou 'n skrif lees in Romeine 10, so jy kan saam met my oopmaak. Hier is nog Bybels hiervoor, as enige iemand wil hê. Romeine 10, dis in die Nuwe Testament. Waar het die bladsye blaai? Dis mooi. Romeine is in die begin van die Nuwe Testament. Dis 'n brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Rome. Romeine 10 vanaf vers 16. Kort stukkie wat ek met jou wil deel. Maar dis iets wat Paulus hierso sê, want dis 'n menslike probleem. Ons moet nou ergens begin vanoggend, jy moet nou vasbyt vanoggend. Ons is op pad ergens heen, en ons gaan bietjie in die Ou Testament ook draai. So jy moet wakker wees. Ons begin met Romeine 10, want iets wat Paulus hierso sê, hoor wat sê hy. Nie almal het egter aan die goeie boodskap gehoor gegee nie.
Jesaja vra immers, Here, wie het geglo toe hulle ons gehoor het? Die geloof kom dus uit die aanhoor, en die aanhoor kom deur die verkondiging van Christus. As jy nie van Christus hoor nie, dan werk dit nie. As jy nie van Christus wil hoor nie, dan werk dit ook nie. En as jy op 'n moeilike plek is, wil ek jou vandag bietjie 'n raad gee, en jy's alleen, vat die woord van God, maak hom oop, en lees hom hard, dat jy hom kan hoor. Ja, hardop. En as jy op 'n moeilike plek is, en jy verstaan dinge nie, en dinge wil nie gebeur nie, dan vat jy die boek, dan maak jy die psalms oop, en dan begin jy hulle lees. En dan sê jy vir die Here, Here, maar hier's beloftes hier binne, wat U vir my gegee het. Dan herinner jy God aan sy beloftes. Nou, hy weet hulle, maar jy het nodig om hulle weer te hoor. Lees hom 'n bietjie hardop. Is dalk vreemd vir jou, maar dan hoor jy die woord van die Here ook. Jy het twee sintuie wat saamwerk. Maar dis die probleem waarmee ons sit. Party mense is eenvoudig net doof vir die woord van die Here. Party van hulle lewens is te besig. Party van hulle het te veel geraas in hulle lewens. Party mense sukkel net hiermee. Hulle stel nie belang nie. En hulle sukkel om te hoor, en dan wil ek by volgens 'n tema kom, ek en jy wat God ken, ek en jy wat die woord van die Here lees, sit baie keer met 'n vraag, en dit is, hoekom hoor ek nie God se stem nie? Voor ek verder gaan, wil ek eers stop. Dit is 'n algemene vraag. Baie mense sê, maar ek wil God se stem hoor. Ek wil jou een ding sê, as God met sy mond met jou direk gaan in 'n audible voice, dis nou al wat ek het vanoggend om julle te gee, Engelse woord, met jou praat, beloof ek jou, gaan jy soos Johannes in Openbaringe, soos 'n dooie neerval, want dis 'n almagtige God. En as God met jou praat met sy stem, is jy bevoorreg. Maar daar's verskillende maniere hoe hy met jou praat, baie verskillende maniere. Maar as iets wat ek en jy het, dis waar ons gaan vertrek vandag is, ons het die Heilige Gees. God het vir ons sy Gees gegee en vir ons gesê, ek gee vir jou iets wat jou gaan help die hele tyd. Ons sê mos altyd vir iemand, jy moet gaan studeer dat jy 'n graad het, sodat jy iets het om op terug te val as jy nie werk kry nie. Is ek reg? Ja, die studente maak so, nee. Nou weet jy wat, as jy sukkel om met God te kommunikeer en jy sukkel met Bybellees en al, dan is daar iets waarop jy kan terugval, God se Gees. Dan kan jy vir die Here sê, help my met die Gees. Johannes 14 vers 26 sê, die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig, julle aan alles herinner wat ek julle gesê het. Die uitnodiging is nie om die Gees in te roep nie. Jy het dit. My pa sou vir my gesê het, jy het dit, nou gebruik dit. Maar dis waaroor dit gaan. Maar dit werk nie vir ons nie, want ons sukkel daarmee, en dan kan ons nie God hoor nie, of ervaar, of beleef nie, en dan het ons niks van die Here nie, en dan sukkel ons daarmee. En dis 'n uitdaging, dis regtig 'n uitdaging. En ek wil hê ek en jy moet bietjie deur die woord van God stap, in die Ou Testament, en ons moet bietjie gaan kyk, want daar's een spesifieke rede, hoekom ek en jy God nie beleef, of hoor, of ervaar nie, en ek wil hê jy moet saam met my blaai na 1 Samuel hoofstuk 15. Dis nou redelik in die begin van die Ou Testament. Ons gaan 'n bietjie praat oor Saul. 1 Samuel 15. So jy kan hom oophou daar, so ons gaan hom nou lees. 1 Samuel 15 vanaf vers 16. So jy kan hom oophou daar. Jy kan eintlik vanaf die 1 Samuel vers 1 oophou as jy wil, dan kan jy my volg en kyk of ek die waarheid praat as ek vir jou deel wat die agtergrond is. En jy kan oophou by Samuel, ons gaan nou 'n bietjie verder ook al die pad in Samuel kyk en ons gaan na hierdie koning Saul kyk en wat het hy aangevang. So. Nou die storie begin in 1 Samuel 15 met koning Saul. As jy onthou het, hy was die eerste koning wat die Israeliete gehad het. In hoofstuk 15 gee die Here vir hom 'n opdrag en hy sê vir hom, Saul, jy moet iets vir my gaan doen.
Jy moet gaan oorlog maak teen die Amalekiete, want die Amalekiete is besig om die Israeliete te verwoes. Dis nie die woord wat ek daarvoor gebruik. Maar hulle tuister hulle. Hulle doen vreeslike dinge aan hulle. Maar die Here kom en hy sê vir Saul, wanneer jy hulle aanval, dan tref jy hulle met die banvloek. Kinders, weet jy wat beteken dit? Jy half hulle uit. Die laaste ene. Jy maak almal dood in daai stad. Almal en alles. Kinders, honde, mans, vrouens, enige dier wat lewendig is, moet dood. En jy vat nie aan enige iets wat daar is nie. Nie vir jouself nie, nie 'n goue beker nie, nie 'n baksteen nie. Alles in daardie stad, of daardie volk met wie jy met 'n banvloek tref, behoort aan God. Klaar. Dis wreed, hè? Dis wreed, manne julle wat in die oorlog was om te dink, dis jou werk om te gaan en 'n sekere dorp gelyk met die grond te maak. Alles moet dood. Babiekies, kom ons wees eerlik en reguit. Dis wreed. Maar die Here het genoeg gehad van die Amalekiete en hy het besluit, nou gaan dit verby wees. En al hierdie goeders word aan God gewy. 'n Goeie voorbeeld te gee van die banvloek is in Jerigo in Joshua 6. Maar wat daar gebeur het is, ook met die banvloek getref, maar daar was een persoon, sy naam was Agan, daar was sulke blink goeters, en hy kon dit net nie uitlos nie. Sommer 'n goudstaaf ook. So hy pak vir hulle in en hy vat hulle. En in die volgende oorlog wat die Israeliete doen, verloor hulle. Joshua besef as moeilikheid. Uiteindelik vind hulle uit, maar wie is die persoon? Dis Agan, want dis hy wat dit veroorsaak het teen die volk. So wat doen hulle? Hulle gooi hom, sy hele familie, almal en alles wat hy besit en geken het, dood met klippe, en hulle verbrand al sy besittings. Dis hoe ernstig die banvloek is. Met ander woorde, jy speel nie met God nie. Want is die Here se goed hierdie, los dit uit. Goed, kom ons gaan terug. Ons is nou weer terug by Saul. Nou wat toe gebeur verder in hoofstuk 15 is, Saul kry sy manskappe natuurlik bymekaar, want hulle gaan hulle nou natuurlik uithaal, en in hierdie proses het hy hulle gemonster. As jy die 2020 vertaling lees, dan staan daar so mooi, en hy het hulle gemonster. Nuwe Afrikaanse woord vir my. En toe stel hy 'n hinderlaag op, weer vir die kinders. Wat is 'n hinderlaag? 'n Hinderlaag is wanneer jy vir iemand wegkruip, sodat hulle kan verbykom en jy hulle kan aanval. So Saul het 'n plan, hy gaan hierdie Amalekiete aanval. En die dinge moet ook so gebeur. En hy verslaan hulle, hy maak hulle gelyk met die grond, die hele klomp van hulle is dood, hulle tref die hele volk met die banvloek, behalwe een ding, hulle hou die koning Agag aan die lewe, met al sy naby mense, hulle het van die beste diere ook gespaar, wat nogal goed lyk, en die wat nie baie goed lyk nie, doodgemaak, so nie alles is doodgemaak nie, net die swak diere, en hulle gaan terug. En die Here praat met Samuel en hy sê vir Samuel, ek is nie gelukkig omdat ek Saul koning gemaak nie, want hy luister nie na my nie. Daar staan letterlik in die Bybel, ek is spyt, ek het hierdie ou die koning gemaak. Ek moes nie. Intussen is Saul baie trots op homself. Hy is op pad terug huis toe, op pad langs aan naby Karmel, dis nie die berg Karmel, as jy voorheen van hom gelees het hy hom tot 'n gedenkteken opgesit, want ek bedoel, hy het goed gevaar, hy het goed gedoen. Nou die vraag is, hoekom sal hy nou die koning nie doodmaak nie? Nou jy moet nou weet, as jy nou oorlog gevoer het as 'n koning en jy kom terug in jou eie stad, dan is jy op jou perd, of jou strydwa, wat ook al. Jy kom die stad binne in, en almal is opgewonde, jy het die oorlog gewen, en agter jou is die ander koning in boeye, en van sy mense. Dan beïndruk jy almal, kyk wat het ek reg gekry, ek het hom gevang. Dis ek wat dit gedoen het. So dis die rede hoekom hy hom in die lewe gehou het. Hy is baie tevrede met homself. En Samuel gaan praat met hom en hy konfronteer vir Saul. Hy sê van wat het jy aangemaak? Die man en Saul het baie storieetjies en hy vertel hom 'n klomp goeters. En hy probeer hom om te oortuig, maar dit wat hy gedoen het is reg. En ek wil hê jy moet saam met my 1 Samuel 15 van nou vers 16 aflees. Toe sê Samuel vir Saul, hou op dat ek aan jou kan bekend maak wat die Here vandag vir my gesê het. Waarop Saul vir hom sê, praat. Nou dis baie interessant, die koning sê praat, daar's 'n uitroepteken.
Samuel kom natuurlik in die troonkamer en kom hy met hom 'n gesprek en dan sê Saul van nou toe praat. Redelik arrogant, né? Samuel sê toe, is jy nie, alhoewel jy klein is in jou oë nie, die hoof van die stamme van Israel nie? En het die Here jou nie as koning gesalf oor Israel nie? Die Here het jou op 'n pad gestuur. Hy het gesê, gaan tref die sondaars, die Amalekiete met die banvloek. Veg teen hulle totdat hulle uitgewis is. Vers 19. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, maar op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Saul sê toe vir Samuel, ek het geluister na die stem van die Here. Dis maar tipies mens, né? Nee, maar wag, ek het dan iets probeer, hoorie. Ek het gegaan op die pad waarop die Here my gestuur het. Ek het Agag, die koning van die Amalekiete, saamgebring, maar die Amalekiete het ek met die banvloek getref. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee beeste geneem, die beeste van die bangoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Hier kom sy verskoning. Nee, ek het nou van hierdie diere gevat, want ek wil hulle graag gaan offer vir die Here. My eie plan. Gaan verder. Daarop het Samuel geantwoord, is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om ongehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers, om te luister beter as die vet van ramme. Ja, opstandigheid is soos die sonde van waarsêry. Hou hierdie woord vas vandag, waarsêry. Die Here sê vir hom, om nie te geluister het wat ek gedoen het nie, is so goed as om met okkultiese goed besig te wees met die vyand. En eie gesindheid soos die ewel van huisgode. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Saul is gekies deur God as die koning. Hy het 'n eenvoudige opdrag gehad om uit te voer, en nou sit hy op 'n plek, en ek gaan die Engelse woord gebruik, hy en die Here was op speaking terms. Hulle kon nog met mekaar praat. Al wat hy moes gedoen het, hy moes met God gepraat het, maar hy volg sy eie kop. Hy is ongehoorsaam, en die Here se stem word stil. En dis wat in sy lewe gebeur. Dit wat die Here gesê het hy moet doen, het nie vir hom gewerk nie. En toe maak hy sy eie idee. En toe word die Here se stem stil. Ek wil jou vra, wat is die laaste opdrag wat die Here vir jou gegee het? In jou verlede. Kom ons wees eerlik. Wat het die Here vir jou deur 'n Samuel in jou lewe gesê om te doen? Vir jou gesê, maar ek wil hê jy moet so en so en so en so maak. Maar dit het jou nie gepas nie. Want die probleem wat jy het is, hier is my eie teologie, is, God wag nog vir jou op daai plek waar hy jou geroep het om iets te doen. Hy wag nog vir jou daar. Jy het miskien aangebeur en God is stil. Jy verstaan nie hoekom nie. Jy kan hom nie hoor nie. Die Here wag nog vir jou. Want daar's 'n opdrag wat jy gekry het, jy het hom nog nie voldoen nie, volmaak nie, noem dit net wat jy wil. Hy wag vir jou. Hy dalk al intussen, vandat hy vir jou iets gevra het, 'n paar Samuels gestuur om met jou te kom praat, so dis nie noodwendig 'n stem uit die lug uit nie, wat vir jou al gesê het, maar weet jy, A, B, C en D moet gebeur. Nee, dis nie wat ek wil hoor nie. Dis ongemaklik. Ek wil nie so toe gaan nie. Ek wil nie teruggaan waar ek die Here verloor het nie. Want jy stel nie belang in wat die Here gesê het nie. Los my liewer uit, Here, ek is nie gemaklik daar nie. Weet jy wat? Jy maak so Saul. Jy doen net wat jy wil. Jy het nie vanoggend een of ander opbouende situasie hier gekom hoor oor iets wonderliks wat jy moet doen nie. Jy moet iets ongemakliks doen. Jy moet teruggaan na die plek toe waar die Here jou aangeroep het. Jy hom aangeroep het, skus. En hy met jou gepraat het in jou hart. En hy weer 'n keer vir jou iets gesê het, maar dis nie wat jy wou gehoor het nie. En weer 'n keer vir jou gesê het. En die gevaarlike ding is, hy sê vir Saul,
omdat jy nie gedoen het wat ek sê nie, het ek jou verwerp as koning, ek het my rug op jou gedraai. Nou, hoekom werk het so? Ek weet nie. Ek het vir jou antwoord nie. Ek het nie vir jou antwoord nie. Partykeer voel ek soos 'n kind hier voor om my naas te staan en byt en af te kyk en te sê, nou is ek nie meer baie mooi seker hoe werk hierdie goeders nie. Want ek is nie baie seker oor wat om te sê nie. So kom ons kyk wat sê die Bybel. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here. Ek wil hê jy moet nou verder vir my aanblaai, dan gaan jy nou 1 Samuel hoofstuk 28. Dan gaan ons nou weer kyk wat doen Saul. Miskien is daar iets om te leer. In Samuel 28. Nou 1 Samuel 15 het hy nou, die kinders noem dit, het hy nou beef gehad met die Amalekiete. Nou is Saul op 'n ander plek, nou is dit die Filistyne. So hy is nog steeds koning, so 'n paar hoofstukke verder, maar dis waarmee hy nou sit. En as jy 1 Samuel 28 van die begin af lees, dan sal jy sien daar, ek sien julle is al klaar oop met die Bybel, dan sal jy sien dat Samuel is oorlede. En hulle het hom in die plek Rama gaan begrawe, want dis waar hy gebore is, en hulle het baie getreur daaroor. Terwyl hulle besig is hiermee, intussen het die Filistyne die land binne gegaan en kamp opgeslaan. Nou is die Filistyne op Saul se voordeur. Hy het moeilikheid, regtig uit moeilikheid. 1 Samuel 28 vers 5, kom ons lees bietjie wat staan daar. Toe Saul die leer van die Filistyne sien, was hy bang en het sy hart verskrik gebewe. Saul het die Here geraadpleeg, maar die Here het hom nie geantwoord nie, nog deur drome, nog deur die Urim, nog deur die profete. Saul is verboureerd. Saul bid, Here, ek soek antwoorde. Daar's niks. Daar's nie 'n droom wat hy kry nie. Daar's nie 'n profeet wat hy het nie. En daar staan daar selfs, hy het die Urim gebruik, of die Urim. Die Urim word baie keer saam gebruik met die Thummim. Dit was 2 stene, as jy teruggaan na Exodus toe, wat die borsplaat was van die hoëpriester. Die metode wat hulle gevolg het, weet ek glad nie, ek kon dit nie vir jou kry nie, maar daar was 'n hele metode wat hulle gevolg het om voor God te kom. So hierdie ou het alles probeer. As die Here net met my wil praat. Die moeilikheid is groot. Ek was ook al daar, en jy was ook al daar, en dalk is jy miskien nou daar, maar niks wil werk nie, absoluut niks nie, God bly stil. Nou ek moet jou eerlik, persoonlik dink ek, dit is beter dat die Here met jou raas, of jou tug, of vir jou Samuel stuur om vir jou te sê, waarmee is jy besig, as wat God stil bly. Want as God net stil bly, werk dit nie. Dis nie lekker nie. As God swyg, nou wat maak hy nou? So sy laaste plan wat Saul het altyd 'n plan hierdie, ek moet hom sê eerlikwaar, sy laaste plan is, Samuel is dood. So, kom ons kry hom uit die dood uit. Kom ons wek hom uit die dood uit. Hy vra toe vir sy amptenare, en jy sal hoor, daar was 'n ou sê ding in die Afrikaans, maar dit staan nie in die Afrikaanse Bybel, toe gaan besoek hy die heks van Endor. Die woord heks staan nie daarso nie. Dit was 'n vrou wat geeste kon opgeroep het. Baie interessante woord, om nou maar net die woord heks te breek. Want hy het besluit, wel, hy moet haar gaan kry, want hy moet met Samuel praat. Hy het 'n moeilikheid, God praat nie met hom terug nie. En sy het toe vir Samuel opgeroep, en jy kan nou maar gaan lees daarso, dat daar het 'n mansfiguur opgestaan, 'n figuur soos 'n man, en Saul het gesê, maar dis Samuel. Hierdie vrou het nie mag hieroor nie. So het eintlik mag oor die verkeerde goed. Wat baie interessant is hierdie Saul hoor nie van God nie. Nou gaan hy na iets teenoorgestel wat eintlik boos is. En die ergste van alles is toe sy bang word en sê, maar jy gaan iets aan my doen, want hy het hulle almal eintlik verban. Toe sweer hy by hierdie God van hom, die enige ware God, teenoor iemand wat met die okkulte besig is. Dis dit die mekaar besigheid. Regtig. Maar kom ons lees wat gebeur toe. Toe praat Samuel met hom. Toe sê Samuel, en waarom raadpleeg jy my, as die Here van jou gewyk en jou teenstander geword het? Die Here het aan jou gedoen soos hy deur my bekend gemaak het. Die Here het die koningskap uit jou hand geruk en dit aan jou medemens, aan Dawid gegee.
omdat jy nie na die stem van die Here geluister het nie, en nie sy brandende troon oor Amalek uit voltrek het nie, daarom doen die Here dit vandag aan jou. Dis baie regheid. Hy het dan in hoofstuk 15, toe hy met die Amalekiete moeilikheid opgetel het, die verkeerde goed gedoen, en nie na God geluister nie. Dit het hom nie gepas nie. Nou Saul in 'n situasie waar hy moeilikheid het, nou pas dit hom. Saul het God se stem self stil gemaak. Hy het self besluit. Hy sê dit so mooi, waarom het jy nie na God geluister toe hy met jou gepraat het nie? Elke keer wanneer die Here met jou wil praat, wou jy net nie luister nie. Nou dat die moeilikheid hierso is, nou moet die Here met jou praat. Kom ons gaan terug na my tema toe. Ek het gesê jy moet wakker bly vanoggend. Die tema vanoggend is, hoekom hoor ek nie God se stem nie? Is dit omdat jy te min Bybel lees? Is dit omdat jy te min bid? Is dit dalk miskien omdat jy te min kerk toe gaan? Is dit dalk miskien omdat jy te min kerk bydrae gee? Nee. Daardie 4 goed moet gebeur, daar's nog meer van hulle wat moet gebeur, betrokkenheid en alles. Ons het geleer om God se stem stil te maak. Ek gaan jou weer 'n keer vra. Wat was die laaste opdrag wat die Here aan jou gegee het, toe hy duidelik vir jou iets gewys het? Jy sal weet. Wat was daardie opdrag? Wanneer dit plaasgevind het, sal ek nie weet nie. Want wat ons doen is, wanneer ons met die verkeerde ding besig is, dan maak ons die Heilige Gees stil. Nou, ek weet dit is die Gees van God en jy het hom by jou, maar jy leer jou later self, dis soos jou gewete. Kom ek vat 'n voorbeeld. 'n Ouer en 'n kind. Mans, ons is baie keer skuldig daaraan. Jou kinders is klein. Jou kinders wil aandag gee, hulle wil met jou die hele tyd praat. Jy het nie tyd vir hulle nie, jy's besig. Jy druk vir hulle weg. Later het jy miskien tyd wat jou pas. Nou verstaan jy nie hoekom die kind nie meer belangstel om na jou toe te kom nie. Maar as jy by die kind geleer het, ek het nie tyd vir jou nie. En so leer ek en jy onsself om nie na die Gees van God te luister nie. Dis toe nie die musiek of die prediking wat dit doen nie. Dis 'n bietjie 'n ander hoek vanoggend wat jy hoor, is 'n ongemaklike ene. Maar ek het myself hierdie vraag begin afvra in my persoonlike lewe ook. Waarom hoor ek nie altyd as God met my praat nie? Waarom luister ek nie na die Samuels wat hy vir my stuur nie? Nou, daar's baie verskonings. Verskriklik. Eerste plek is daar die geraas van die lewe, die besigheid van die lewe. Ek het nie regtig tyd daarvoor nie. Ek weet. Ek is net so besig saam met jou. Of ek en jy het ver van God afgedryf. Dis moontlik. As God ver is van jou, sy Gees is, en jy begin al hoe verder gaan, dan hoor jy niks meer nie. Want jou gehoor is net so sterk. God moet naby jou wees. Sy Gees is met jou. Miskien het ek en jy op 'n plek gegaan waar ons net doof hou. Want dis God se Gees wat met my en jou praat as ek en jy op 'n verkeerde plek is. Maar daai selfde Gees gaan met my en jou praat as ons op 'n goeie plek is. Ons hou daarvan om eerder niks van God te hoor as ons nie wil hoor nie. Maak nie saak waarmee ons besig is nie. En dan op 'n stadium kom ons en ons is dalk Sondag in die kerk en alles is mooi en goed en laat dit so wees. En nou moet die Here met my praat. En nou moet hy natuurlik vir my mooi dinge sê. Hy moet my bietjie streel, hy moet my bietjie laat goed voel. God se Gees is binne elkeen van ons, want hy het gesê ek het dit vir julle gegee. Die vraag vanoggend, waarmee ek wil eindig ook is jy besig met wat God vir jou beplan? Want dalk omdat jy nie gehoor het wat hy jou voor geroep het nie, sit jy vandag op 'n plek met frustrasie en uitdagings en ongemaklikheid. Want as jy saam met God gestap het nog al die pad en na sy stem geluister het,
was ek en jy dalk op 'n beter plek. Iets om aan te dink. Dis tyd dat ek en jy net so klein voor God raak en sê, Here, maar hier is ek. So hoe gaan ek dit reg kry? Dis my vraag altyd. Word klein voor God. Here, ek het 'n fout gemaak. Here, wys my, Heilige Gees, wys my, ons het nou gehoor, hy gaan ons leer, waar moet ek begin? Wat is dit wat ek mis? God sal jou nie alleen los nie. Hy is altyd daar vir elkeen van ons. Ek nooi jou uit, raak stil voor hom en sê net, Here, so 'n kort sinnetjie, wys my weer die pad wat ek moet loop, sodat ek weer op die plek kan kom, dat ek saam met U hierdie pad kan stap, en heeldag attent is, heeldag U ervaar, en heeldag sal weet, maar dis my God wat met my praat. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend voor U met 'n honger. Praat met ons. En daar's kere wat ons net so Saul U stem wil stil maak. En dan wil ons van verootmoediging kom volgende en sê, Here, vergewe ons. Help ons. Want ons staan op die belofte dat niemand van ons uit die hand sal geruk word nie. Daarom bid ons hier vanoggend, lei ons in hierdie pad wat ons moet stap, elke oomblik. Ons gebed is dat U nie die stem van ons sal weghou nie. Ja, Here, en as dit nodig is, stuur vir ons Samuels in ons lewens, sodat hulle vir ons kan wys, wat wil U vir ons sê. Sit goed in ons harte, sodat ons dit kan fisies ervaar. Praat met ons soos wat U weet ons nodig het. Want ons harte is soekend na U. Amen.